Vadersdorp kids! Ek is so bly om saam met julle te wees vandag. Nou, ek hoop julle is gereed vir 'n baie fun les. Want vandag gaan ons iets groot en exciting doen. En dit gaan dalk ewen 'n bietjie morsig wees. Maar voor ons begin, kom ons bid gou eers en dan vra ons vir Jesus om ons te help met ons les. Dankie Jesus vir nog 'n les waar ons net meer oor U woord kan leer. Lei ons asseblief deur vandag se les en help ons ook asseblief om gefokus te bly en nie distracted te raak nie, sodat ons werklik iets nuut uit die woord kan leer. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. Nou julle, voor ons begin, wil ek eers nou vir julle ietsie vra. Het julle al ooit van tevore ontsteld gevoel, omdat iemand julle gevoelens dalk seer gemaak het? Of het iemand dalk iets leliks vir julle gesê, of dalk ewen iets van julle gebreek, en toe was julle baie kwaad? Nou, ek dink as ons eerlik is, gaan elkeen van ons ja sê, want baie keer maak mense ons seer, en hulle sê dinge wat ons seer en kwaad maak. Maar wanneer dit gebeur, het ons eintlik twee keuses om te maak, julle. Ons kan of aan die seer vashou, of ons kan dit vir Jesus gee. En vandag gaan ons leer wat gebeur wanneer ons bitterheid en onvergifnis in ons hartjies hou. En wat gebeur wanneer ons dit wel vir Jesus gee. Nou, om te begin, moet ons eers weet wat bitterheid is. So, bitterheid is basies wanneer ons woede en seer en slegte gevoelens vir 'n lang tyd binne ons hou. Byvoorbeeld, kom ons sê iemand was lelik teenoor jou, of hulle het dalk vir jou gelieg, of hulle het jou nie ingesluit nie, of hulle het jou gunsteling speelding gebreek. Maar dan kom hulle en sê vir jou, hulle is jammer. Maar jy kies om hulle nie te vergewe nie. En elke keer wanneer jy hulle dan sien, word jy net van voor af kwaad. Nou, baie keer vergeet hulle ewen wat gebeur het, want miskien het dit nou 'n paar weke terug gebeur. Maar, wanneer jy hulle wel sien, is jy so kwaad. Nou, julle, dit is wat ons bitterheid noem. En bitterheid gebeur omdat ons kies om nie te vergewe nie. En ons kies om aan daardie slegte gevoelens vas te hou. En julle, bitterheid is eintlik baie gevaarlik, want dit groei en dis hoekom God ons eintlik leer om mense te vergewe. Nou, om te demonstreer hoekom bitterheid so sleg is, wil ek julle iets wys. Hier by my, julle, het ek nou 'n lekker dieet gaskoeldrank en ek het ook lekker Mentos sweeties hierso by my. Nou, ek is seker baie van julle het al hierdie eksperiment van tevore gesien. Maar vandag gaan dit nou 'n hele nuwe betekenis hê. Nou, julle, die bottel gaan nou eintlik ons hartjies verteenwoordig. En soos julle kan sien, hierdie bottel is gevul met hierdie donker koeldrank. Nou, hierdie koeldrank gaan verteenwoordig al ons seer gevoelens en ons woede en ons onvergifnis wat ons kies om binne ons op te bottel. So, basies, die donker koeldrank wat binne ons harte is ons bitterheid. Nou, die Mentos, julle, gaan 'n offense verteenwoordig. Nou, 'n offense is basies wanneer iemand iets lelik sê, of hulle maak jou seer, of wanneer iemand jou teleurstel. Nou, kom ons kyk wat gebeur wanneer iemand ons offend, maar ons het 'n hart vol bitterheid. Julle het nie gedink ek gaan julle hier binne wys nie, het julle? Nee, kom ons gaan buitentoe, want dit gaan nou 'n groot gemors maak.
Wow, julle, ek is so bly ons het dit buite gaan doen. Dit het so 'n groot gemors gemaak. En julle daardie ontploffing en die gemors wat dit gemaak het, verteenwoordig eintlik wat gebeur wanneer ons bitterheid in ons hartjies hou. Julle sien, het enige een van julle al ooit op iemand net uitgefreek, nog voor julle julleself kon keer? Soos byvoorbeeld om op iemand te skree, of dalk iemand te stoot. Nou, julle, dit is basies bitterheid wat in jou hart opgebou is. En toe het 'n offens gekom en dit het veroorsaak dat jy net uitfreek. Nou, mens kan sê, wel, dis die persoon wat die offens gedoen het se skuld omdat jy nou uitgefreek het. Maar is dit regtig? Want dink nou eintlik aan die eksperiment wat ons nou net gedoen het. Het die Mentos wat ingegooi was, al daardie koeldrank gemaak? Nee, die koeldrank was klaar binne die bottel. Die Mentos het basies net gewys wat klaar daar binne was. En julle, dis baie keer hoe die lewe werk. Partykeer sê mense, wel, ek het net geskree omdat jy my so kwaad gemaak het. Of ek het net lelik goeters gesê omdat jy lelik met my eerste was. Maar julle, hierdie eksperiment het ons eintlik iets anders gewys. Wanneer probleme kom, dan gaan dit nou vir ons wys wat klaar binne in ons opgebou is. Julle sien, wanneer ons hartjies vol woede is, kan selfs iets so klein ons laat ontplof. Byvoorbeeld, miskien vra jou ma jou net eenvoudig om jou kamer skoon te maak, maar dan, daar ontplof jy. Of miskien raak jou broer of jou suster aan jou gunsteling speelding, en dan eweskielik, daar ontplof jy. En julle, dit gebeur wanneer mens nou bitterheid in jou hartjie opbou. Maar hier's die ding, Jesus wil nie hê ons moet rondloop soos bottels wat enige oomblik kan ontplof nie. Jesus wil hê ons moet genees wees. Hy wil ons bitterheid van ons af verwyder en hy wil hê ons moet vergewe sodat hy ons nou met vrede kan vul. Julle sien, die Bybel sê die volgende in Efesiërs 4 vers 31 tot 32. Alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Wow, julle, het julle dit nou gehoor? Verwyder alle bitterheid. Nie steek dit weg of hou dit en bottel dit op binne jou nie. Die Bybel sê ons moet dit verwyder. En die vers sê ook, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Maar wat is vergifnis nou eintlik? Want vergifnis speel 'n baie belangrike rol wanneer dit kom by ontslaa raak van bitterheid. Wel, kom ons kyk daarna. Vergifnis julle is basies om te kies om die seer en die pyn wat iemand jou veroorsaak het, te laat gaan. Nou, moenie my verkeerd verstaan nie. Vergifnis beteken nie dat wat hulle gedoen het reg is nie. As iemand lelik teenoor jou was of jou seer gemaak het, is dit nog steeds verkeerd. Maar julle vergifnis is ook nie om te maak asof nou niks gebeur het nie. Vergifnis is basies net om te kies om jou pyn vir Jesus te gee. Nou, ek wil vir julle wys hoe dit lyk wanneer ons bitterheid laat gaan. Hierso saam met my het ek nou 'n leebottel. En hierdie bottel verteenwoordig 'n hart wat klaar alle bitterheid laat gaan het. Hierdie is 'n hart wat gesê het, Jesus, ek was seer gemaak, maar help my asseblief om te vergewe. Hierdie is 'n hart wat gesê het, Jesus, was asseblief my hart skoon en vul my met vrede. Nou, kom ons kyk wat gebeur wanneer 'n offens in hierdie hart probeer inkom.
net niks gebeur nie, julle. En die rede is omdat bitterheid nie in hierdie hart opgegaar is nie. Nou, beteken dit nou dat hierdie persoon nooit weer hartseer gaan voel nie, of nooit weer seer gemaak gaan word nie, of nooit teleurgesteld word nie? Nee, glad nie. Maar dit beteken wel dat wanneer hierdie offense in seer gaan kom, kan hulle dit op 'n kalm en mooi manier hanteer, in plaas van om te ontplof. Nou, soos julle kan sien, die Mentos is nog steeds hierso in die bottel, wat beteken die offense is nog steeds in hulle hart. Nou, as die offense in hulle hart bly, en hulle kies om nie te vergewe nie, dit is dan wanneer bitterheid begin vorm. Nou, om die offense uit jou hart uit te kry, moet ons dit en die seer wat dit nou veroorsaak, alles vir Jesus gee. Nou, hier is hoe mense dit doen. Nommer 1, wees eerlik en sê vir Jesus hoe jy voel. Julle sien, ons moet eerlik wees oor hoe ons voel. Dit help nou nie, ons maak asof net niks verkeerd is nie, want dit is wanneer ons bitterheid begin opbottel. Nou, die beste persoon om mee te praat oor hoe jy voel, is Jesus, want hy verstaan en weet presies waardeur jy gaan. So, ek wil julle aanmoedig, volgende keer wanneer 'n offense oor jou pad kom, gaan sê vir Jesus, en praat met hom en sê, Jesus, maar ek voel nou so kwaad, of Jesus, ek het so seer, en Jesus, ek is nou so hartseer, dit wat hulle gedoen het my baie einig gemaak. Nou, kom ons kyk wat ons nog moet doen om ontslae te raak van 'n offense. Nommer 2, kies om te vergewe. Nou, ek weet hierdie een is makliker gesê as gedoen, maar, onthou, vergifnis bevoordeel eintlik jou meer as die persoon wat jou seer gemaak het. Want jy sien, wanneer ons nie vergewe nie, dan verander dit mos nou in onvergifnis in ons harte. En dit lei tot bitterheid. En onthou, dit is mos nou nie wat ons wil hê nie. Nou, julle vergifnis is ook nie net 'n gevoel wat jy gaan kry in jou hart, soos, ek voel nou ek moet vergewe nie. Dis glad nie 'n gevoel wat jy gaan voel nie. Vergifnis is eintlik 'n keuse wat jy maak om te laat gaan en die seer vir Jesus te gee. Nou, kom ons kyk wat is die volgende ding wat ons moet doen. Nommer 3, bid vir die persoon wat jou seer gemaak het. Nou, hierdie een is veral moeilik, maar dis so kragtig, en dit is iets wat God wil hê ons moet doen. Die Bybel sê die volgende in Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle moet lief wees vir julle vyande, en julle moet bid vir die mense wat slegte dinge doen aan julle. Nou, hierdie is regtig so belangrik, want dit maak eintlik spasie vir God om in daardie persoon wat jou seer gemaak het, se lewe te kom en te werk. En God kan hulle dalk ewen verander. Nou, die laaste stap wat ons moet doen om werklik ontslae te raak van alle offense, is nommer 4, vra vir Jesus om jou hart te genees. Nou, hierdie een is baie, baie belangrik, want sien, soos ek vroeër gesê het, vergifnis is nie 'n gevoel nie, maar dit is 'n keuse. Maar ongelukkig los dit jou nou baie keer met seer in jou hart, selfs nadat jy vergewe het. Nou, as jy nie van daardie seer ontslae raak nie, kan dit ook in bitterheid en ander probleme verander. Nou, die enigste een wat jou werklik kan help met daai seer is Jesus. Sien, Jesus is net die enigste een wat 'n gebroke hart kan genees en die seer wat ander aan jou gedoen het reg kan maak. So onthou asseblief volgende keer wanneer 'n offense jou pad kom om vir Jesus te vra om jou hart te genees. Nou, voor ons afluit wil ek hê julle moet nou net my graag uithoor, want ek wil vir julle 'n bietjie praktiese raad gee sodat julle nou nie in 'n situasie beland waar mense julle vergifnis misbruik nie. Nou, as iemand jou seer maak, dan moet jy mos nou vergewe, né? Maar as iemand jou aanhou seer maak, en
Dis dieselfde ding oor en oor en oor. Dan wil ek hê, julle moet dit vir 'n volwassene gaan sê, sodat hulle julle kan help. Want julle vergifnis beteken nou nie, dat mense moet oor jou loop nie. So ek hoop dit maak sin en ek hoop dit sal julle help. Met dit nou alles sê julle, ons gaan nou 'n fun craft maak om ons te help vandag se les te onthou. Kyk, is julle gereed? Kom ek wys julle hoe om dit te maak. Wow julle, wat 'n fun craft. Ek hoop regtig julle gaan dit geniet om hierdie craft te maak. Nou, om die bladsye te download wat julle nodig het om hierdie craft te maak, moet julle eenvoudig na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê, hier is vandag se craft link. Nou, wanneer jy klaar is, onthou asseblief om dit vir my te stuur, deur na ons Facebook page Father's Heart Kids toe te gaan, en vir my 'n foto van jou craft in die comment section van ons craft post te los. So, met dit gesê, kom ons kyk gou na 'n paar van julle amazing crafts van ons vorige les. Wow, julle het almal so goed gedoen met julle crafts. Ek is so trots op elkeen van julle. En ek wil net sê, dankie dat julle deelgeneem het aan al die fun en julle crafts gemaak het. Ek kan regtig sien, julle het soveel moeite gedoen met julle crafts. En dit wys definitief, want al julle crafts lyk so beautiful. Nou, julle, dit is nou amper tyd om te gaan, maar voor ons gaan wil ek hê, ons moet eers 'n paar liedjies vir Jesus sing. Nou, soos ons sing, wil ek hê, julle moet enige bitterheid en onvergifnis wat julle dalk nog in jou hartjies hê, wil ek hê, julle moet nou net laat gaan van dit, en ek wil hê, julle moet dit vir Jesus gee, en hom toelaat om jou hart te genees. Is julle gereed? Awesome, let's go!
of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes and dreams are far from me and I'm running out of faith, I see the future, I picture, slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Every day I choose Jesus, I will follow you. 'Cause there's a world outside that can't seem to make up its mind. It's saying this and that, that and this, everything's changing all the time. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I can Trust you, Jesus, every day I choose to honor you. every day I can Reflect you to others, every day I am who you say I am. You are the life, the truth, the way. And I'll follow you every day. I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Wow julle, wat 'n fun manier om van bitterheid ontslae te raak en net Jesus toe te laat om mense hart te genees. Plus,
Ek love dit net om vir Jesus te sing en te dans en om te wys hoe baie ek hom lief het. Nou, voor ons gaan julle, kom ons maak gou eers toe ons oë en dan bid ons gou saam. Liewe Jesus, dankie dat U ons so lief het. Dankie dat U ons vergewe wanneer ons verkeerde dinge doen. Help ons asseblief om die mense te vergewe wat ons seer gemaak het en genees asseblief ons harte van enige seer en woede wat nog oor is. Vul ons asseblief met U vrede, vriendelikheid en U liefde en help ons om ons liggies te laat skyn oral waar ons gaan. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Nou julle onthou, mense mag julle dalk nou seermaak en mense mag julle dalk teleurstel. Maar julle hoef nie bitterheid rond te dra nie. Julle kan elke seer en teleurstelling vir Jesus gee. So tot volgende keer. Bye julle!